ek weet dat die Here het 'n plan met vandag. Amen. Is jy bly jy's gekom? Is jy bly jy's hier? Ons weet dat die Here is besig met 'n lyn. Laat ek dit so stel, hy is besig om ons op 'n pad te vat vir dit wat hy wil doen in jou lewe. Hy is nie hier om vir my en vir jou net besig te hou nie. God is besig om in ons lewe te bou. Hy is besig om ons karakter te vorm. So, wie van julle is bereid dat die Here aan jou karakter vorm? Alright. Hierdie woord wat ek vanoggend met jou gaan deel, gaan jou karakter stretch. So, ek dink vir opwarming, kom ons almal staan gou-gou. Kom ons staan net daar waar jy is. En dan maak ons net ons koppe, druk hom af. Hou hom so 'n bietjie, hy moet so 'n bietjie stretch hier in die kant. Alright, ander kant toe, trek hom en dan moet hy so 'n bietjie stretch daar. Okay, vat jou arm daar, vat jou hand op jou elmboog en trek hom na jou toe. Hy moet so 'n bietjie stretch hier in die arm. Ja, van julle perform net, julle stretch nie. Julle hou net julle arms. Kom julle met so 'n bietjie stretch, ander arm, bietjie daarso. Alright, vat net jou bolyf so 'n bietjie en dan draai jy net so 'n bietjie. Alright, en dan buig jy, raak jou tone as jy kan. Wow, van julle gaan moet staan soos hoe is hulle wat sê hy perde, daai kameelperde, nee, hulle moet wyd gaan omdat jy kan afkom. Alright. Okay, is julle 'n bietjie gestretch? Alright, ek weet jy het nou nie jou oefenklere aangetrek vir oggend nie, maar kom ons staan net so en dan stretch ons net so 'n bietjie. Is hierdie hamstringie of hierdie bene hier in die binnekant? Sê vir die persoon langs jou, sy man is nou lekker gestretch. Nou is my vlees gestretch, nou gaan die Here my karakter so 'n bietjie stretch. Alright, sit. Ons sê altyd vir die kinders, as jy klaar rugby gespeel of klaar netbal gespeel het, gaan warm af. Nee, in die begin sê ons vir hulle warm op. En dan as hulle klaar gespeel en ons sê ons vir hulle warm af. Nou dis net so 'n bietjie 'n draffie vat, net so. Alright, en van ons het net so 'n bietjie nodig om 'n draffie te vat. Stop net daarso. As jy die YouVision, moenie vir my lag nie. As jy die YouVision Bible app het, is jy welkom om daar onder die events te gaan kyk. Dan gaan die kameraman besig hou vandag. So, gaan vir my na jou Bybel, na Johannes 14. Johannes 14. Wie van julle het al gedink om iets te koop wat hy nie op hierdie oomblik kan bekostig nie? Ek bedoel bekostig in die sin van jy het nie nou kontant in jou beursie nie of in jou bankrekening noodwendig nie. Jy het nodig om te spaar daarvoor. Wie van julle het al planne gemaak om daai spesifieke item te gaan koop? Alright, kom ons wees almal eerlik, ons maak planne, né? Want ons word gelei om 'n prys te betaal vir iets wat ons nou wil hê. Ons is selfs bereid om rente te betaal, om iets te hê wat ons nou wil hê. Ons is bereid om skuld te maak, om iets te hê wat ons nou wil hê. Nou, een ding wat ek maar net in my eie lewe ervaar het en geleer het, is dat skuld is nie 'n goeie ding nie. Okay? Skuld is nie 'n goeie ding nie, maar kom ons los dit daar. Ek wil nie enigiemand van julle moet skuldig voel, of vinger wys na jou man of jou vrou nie. Alright, wat ek wel wil hê is dat jy moet begin besef dat alles wat ons doen in die lewe het 'n prys. Alles wat ons doen het 'n prys. As ek nou moet gaan rugby speel, gaan ek die prys betaal. Hoe gaan ek die prys betaal? Ek mag dalk opeindig in die hospitaal, wat ek ook moet gaan betaal. En dit gaan net een lelike taal wees. Ek kan net so 'n bietjie probeer rym, maak nie sin nie. Anyway, elkeen van ons betaal 'n prys, of jy nou fisies kontant uithaal vir iets, die besluite wat ons maak, het 'n prys. En ek wil vanoggend met jou praat oor bereken die koste. Bereken die koste, en ons gaan vandag 'n bietjie kyk na ons hartskondisie. Ons gaan vandag 'n bietjie ondersoek instel in jouself. So, ek wil hê jy moet gou-gou na jouself toe draai, en sê jou naam, Rudy, die Here gaan nou met jou praat.
Want jy sien, ons is baie maklik om te sê die persoon langs my of die persoon voor my of die persoon agter my of my baas of my kollega moet hierdie boodskap hoor. Maar in werklikheid, as elkeen van ons hierdie boodskap hoor vandag, dan gaan ons 'n beter lewe hê. Want die Bybel sê vir ons in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge waarvan die skrywer praat, sal vir jou bygevoeg word. So die Here sê basies vir my, moenie gaan skuld maak vir goeders nie, vertrou die Here. Vertrou die Here dat hy op die regte tyd vir jou die goed gaan gee. So elkeen van ons het 'n prys wat ons betaal. Ons gaan nou by Johannes 14 uitkom. Ons kom baie keer na God toe en ons sien vir God net as 'n God van liefde. Is God 'n God van liefde? Amen? Ons almal stem saam. God is 'n God van liefde. Die hartseer, ek sal nie sê dis 'n probleem nie, maar die hartseer wat ons beleef met hierdie gedeelte van God is net 'n God van liefde, is dat wanneer ek en jy nie ons sin kry nie, is dit baie maklik om teen daai liefde te draai en vir God eenkant toe te skuif. Ons praat in die fisiese wêreld, praat ons in ons verhoudinge met mekaar, praat ons baie keer en ons sê, I fell out of love. Dis asof jy geloop het en gestruikel het en ewe skielik uit liefde uitgeval het. Net soos wat ons sê, I fell into love. Okay? Liefde is 'n keuse. Net soos wat Petrus kom en die Here vra vir hom, hoe lief het jy my? En hy sê, Here, ek het U baie lief. En Jesus vra weer vir hom, hoe lief het jy my? Hy sê, Here, ek het U baie lief. En die Here vra vir hom weer, hoe lief het jy my? Of het jy my lief? En hy sê, ag Here, U ken die antwoord. Ek het U lief. So Petrus, wat vir my en vir jou vandag 'n voorbeeld is, sê in soveel woorde, hy het Jesus lief. Maar die dag toe persecution kom, die dag toe hy erken word as 'n disipel van Jesus, toe verloon hy Jesus 3 maal. 3 keer sê hy vir Jesus, ag Here, U weet ek het U lief. My liefde vir U is groot. Maar toe die moeilikheid kom, toe is die liefde nie meer so maklik nie. Toe is die liefde gekoppel aan 'n emosie. Liefde is gekoppel aan daai nabyheid en hy verloon vir Jesus. Ek dink as Petrus die ander mindset gehad het van Jesus is die koning, dan sou hy miskien anders te gereageer het toe hy by die vure staan en hulle vir hom sê, maar jy is 'n disipel van Jesus. As ek en jy gaan begin kyk na Jesus Christus as die koning, nou ek wil net gou hierheen kom, die koning het ons lief. Die koning het jou lief. Jesus Christus het vir my en vir jou lief. Maar as hy koning is, dan maak dit eintlik nie saak wat my emosie is, wat my gevoelens is, wat my omstandighede is nie, hy bly koning. En as hy sê spring, dan vra ek, hoe hoog? As ek net 'n liefdevolle verhouding het met die Here, en hy sê vir my spring, dan gaan ek nog 'n redenasie hê met hom, en sê, Here, maar, jy moet verstaan, ek is lief vir U. Ek is regtig lief vir U. Wie van julle is lief vir Jesus? Wie van julle is lief vir die Here? Ek is regtig lief vir U. Maar om hier te spring, is 'n bietjie moeilik. Hierdie sprong wat U wil hê ek moet vat, is 'n bietjie buite my comfort zone. Hierdie sprong wat U wil hê ek moet vat, is 'n prys wat ek moet betaal. Ek weet nie of ek die vermoë het om hierdie prys te betaal nie. Het dit enigstens iets verander aan my liefde op die oomblik? Ek gaan nog steeds sê ek is lief vir U, maar my liefde as sulks gaan nie noodwendig in daai omstandighede sê ek gaan U gehoorsaam nie. So ek wil hê ons moet daai gedagte gou in ons kop hou. Kom ons gaan kyk gou na Johannes 14 vers 15. Johannes 14 vers 15 sê die volgende: If you love me, wie van julle het Jesus lief? Okay, if you, jy wat nou jou hand opgesteek het, if you love God, obey my commands.
Ek is besig net om 'n fondasie te lê vir dit wat die Here vanoggend vir ons wil sê. Hy sê, if you love me, obey my commands. Kom ons spring na vers 21 toe. For those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. Okay, die Here maak hom so 'n bietjie weier vir my en vir jou oop. Those that obey my commandments and follow me, they are the ones that love me. Vers 23. All who love me will do what I say. My Father will love them, and we will come and make our home with each of them. Ek wil gou hier inkom. Het die Here gesê, die wat my liefhet. Kom ek lees hom so. Anyone who doesn't love me will not obey me. Vers 23. All who love me, my Father will love them. Is dit wat die versie sê? All who love me, my Father will love them. Nee, hy sê, all who love me will do what I say. So die werkwoord van liefde is om in gehoorsaamheid te reageer. So wanneer ek in gehoorsaamheid tot God kom, dan bewys ek my liefde. Ek bewys nie my liefde aan God deur my woorde nie. Ek kan elke liewe dag sê, Here, ek het U lief, ek het U lief en ek het U lief, maar uitstap uit daai teenwoordigheid en nog steeds my eie dinge doen. En nie doen dit wat die Here wil hê ek moet doen nie. So my liefde, my woorde van liefde word net 'n realiteit wanneer ek gehoorsaam is aan dit wat hy vir my sê om te doen. Wanneer ek gehoorsaam is. Kom ons gaan na vers 23 toe. Vers 23 sê vir my en vir jou. Vers 24. Hy sê, anyone who doesn't love me will not obey me. Ek wil net hê ons moet ons koppe so bietjie omdraai. Liefde is nie wat ek en jy sê of voel nie. Liefde is wat ek en jy doen. Liefde kom deur gehoorsaamheid. My gehoorsaamheid aan God bewys dat ek hom liefhet. Is julle almal met my? Ek wil hê julle moet saam met my bly. Jy moenie nou wegraak nie, jy moenie nou verdwaal nie. Hou by my. Kom ons gaan na vers ek wil vers 24 klaar lees. Anyone who doesn't love me will not obey me. And remember, my words are not my own. What I am telling you is from the Father who sent me. I am telling you these things now while I am still with you. Hierdie liefde wat ek en jy vir God het, word net bewys deur ons gehoorsaamheid aan sy opdragte. So my vraag is aan my en jou, sien ek en jy God net as God die liefdevolle? Of begin ons sien dat God is die een wat die koning is? Hy is die heerser. In Suid-Afrika en in baie ander lande het ons 'n wetgewing wat ons noem demokrasie. Okay? Ons praat van demokrasie. Die meerderheid stemme bepaal die autoriteit. Daar is 'n ander lande wat 'n ander tipe government het en ons praat van 'n diktatorskap. Iemand soos Hitler. Iemand soos wat sê hy president van Zimbabwe jare terug, Mugabe. Hulle was diktators. As jy nie gedoen het wat hulle sê nie, het hulle jou doodgemaak. Punt, klaar. God is nie 'n diktator nie en hy is nie subject tot demokrasie nie. God is God. Wat God sê is ja en amen. Hy is die koning. Nêrens in die geskiedenis het ons gesien dat daar konings is en die koning moet nou eers 'n stemlokaal bymekaar kry
om te besluit wat hulle gaan doen nie. Nee, die volk het na die koning toe gekom en die koning het die volk geantwoord en gesê, dis wat ons gaan doen. En ek en jy het 'n keuse om te maak in ons lewens, of ons kan net vashou aan God die liefdevolle, of ons kan ons lewe verander, ons kan ons liefde bewys aan ons koning, deur gehoorsaam te wees aan hom. Om gehoorsaam te wees aan die Here, kos 'n prys. Nou ek en jy, ons het nou so tyd, het ons deurgegaan met die 7 geeste van die Here, en die Here het reg deur alles, het hy baie duidelik vir ons kom wys, dat ek en jy 'n vrees vir die Here moet hê. Praat nie van bang wees nie, maar die Engelse woord sal ek sê, 'n awe of who God is. We are standing in awe. We have honor and praise and worship towards our King. Ons het 'n vrees vir die Here, 'n vrees van respek, nee? Ons het respek vir wie God is. En dit, volgens Salomo, die slimste koning van alle tye, het gesê, dit is die fondasie waarop ek en jy ons lewe bou. Het julle geweet, Jesus het meer gepraat oor die koninkryk van God, as wat hy gepraat het oor liefde? Hy het meer gepraat oor die koninkryk van God, en die beginsels van die koninkryk, waarvan liefde 'n beginsel is van die koninkryk van God, as wat hy gepraat het oor liefde. Jesus het nie gekom om liefde te verkondig nie. Jesus het gekom om die koninkryk van God te verkondig. Liefde het vir Jesus gestuur, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Dis liefde wat veroorsaak het, dat God sy koninkryk hier op aarde kom establish het, wat hy vir Jesus gestuur het, om vir my en vir jou te kom verlos. Is dit nie amazing nie? As ons net hierdie gedagte vat van, Jesus is my koning, en as my koning sê, oorlog, dan gryp ek my swaard, ek gryp my spies, ek gryp my skild, ek trek my wapenrusting aan, en ek gaan oorlog toe. Want my koning het geroep. I was summoned. Jy gaan nie in King Arthur se tyd, gaan King Arthur vir jou sê, Rudy, kom na my paleis toe, na my troon. Want hy stuur sy Knights of the Round Table na my toe. En hulle kom daar aan met hulle wapenrusting, en hulle is gevreesde manne. Ek meen, hierdie is manne van oorlog. En hulle kom staan by my, en hulle sê vir my, King Arthur is looking for you. En ek is soos, wag net gou 'n bietjie. Sê vir koning, ek sal oor 2 dae daar wees. En ek sal so teen 10:00 die oggend daar wees, en ek bring vriende saam. Hy moet so lank sorg dat die braai reg is. Wat dink julle gaan die Knights of the Round Table op daai oomblik met my doen? Hulle gaan my arresteer en my in die dungeon gaan gooi, want ek het teen die koning opgestaan. Ek was ongehoorsaam aan sy roepstem. Nou is dit 'n storieetjie van King Arthur, en maar net om vir julle 'n bietjie 'n prentjie te kry, want meeste van julle het al hierdie movies gekyk, so julle het 'n idee van wat aangaan. Maar nou bring ek dit terug na die koninkryk van God toe. Nou kom God, hy stuur die koning Jesus na my en jou toe, en Jesus sê vir ons, kom doen die volgende. Obey my commandments. En ons is soos, shucks, Here. U weet, ek is maar introvert. Ek is maar skaam ouetjie. Weet jy aldag hoe om te praat voor mense nie. As ek hare gehad het, dan hare gespeel. Jy weet nie, het hierdie houdingkie van ek kan nie. Maar as die koning na jou toe kom en hy sê vir jou, jy kan, dan sê Johannes verder vir my en vir jou, as ons nou verder lees, dan sê hy, en die Vader sal die advocate vir ons stuur, en die Heilige Gees sal in ons kom woon.
En die Heilige Gees gee vir my en vir jou die krag en die vermoë om gehoorsaam te wees aan dit wat God vir my en vir jou sê. My vraag is, bereken ons die kostes wanneer ons in die koninkryk van God staan? En elkeen van ons het nodig om 'n bietjie, net soos wat ons budget gaan kyk. Want ek weet, daar's van ons wat ons salaris kry en ons staan met ons en ons trek al die geld uit die ATM uit en ons gaan staan in die middel van die straat en dan sê ons vir die geld, okay, vlieg na almal toe wat dit nodig het. En dan sal van daai note wat na die versekering toe vlieg en dan sal van daai note wat na die kar toe vlieg. Gebeur dit so by julle? Nee, jy weet, ek moet nou daai rekening betaal, ek moet daai rekening. Jy moet weet wat in jou geld aangaan. Jy moet weet, jy moet jou kostes bereken. Ek moet my kostes bereken. Ek kan nie net iets doen nie. As ek iets wil doen, dan moet ek 'n prys ergens anders betaal. Kom ons gaan kyk. Lukas 14. Lukas 14 vers 15. Ek gaan vanoggend in die Passion Translation lees. Want daar's so 'n paar Hebreëse en Aramaic translation wat ek vanmôre vir jou wil wys. So ek gaan in die Passion Translation lees. Die meeste Bybels is in die Nuwe Testament is in die Grieks vertaal. Die Passion Translation het die Hebreëus en die Aramaic taal gebruik om die Nuwe Testament te vertaal. So, vers 15. When they heard this, one of the dinner guests said to Jesus, "Someday God will have a kingdom feast, and how happy and privileged will be the ones who get to share in that joy." Vers 16. Jesus replied with this parable. A man invited many to join him in a great feast. When the day of the feast arrived, the host instructed his servant to notify all the invited guests and tell them, "Come, for everything is now ready for you." But one by one, they all made excuses. One said, "I can't come. I just bought some property and I have to go and look it over." And another said, "Please accept my regrets, for I just purchased 5 teams of oxen and I need to make sure they can pull the plow." Another one said, "I can't come because I just got married." The servant reported back to the host and told him of all their excuses. The master became angry and said to his servant, Go at once throughout the city and invite anyone you find, the poor, the blind, the disabled, the hurting, and the lonely. Invite them to my banquet." When the servant returned to his master, he said, "Sir, I have done what you asked, but there's still room for more." So the master told him, "All right, go out again, and this time bring them all back with you. Persuade the beggars on the streets, the outcasts, even the homeless. Insist that they come in and enjoy the feast so that my house will be full." Vers 24 wil ek op fokus vanoggend. I say to you all, dis Jesus wat nou praat. En hy praat nou direk. Hy sê, I say to you all, no one who receives an invitation to feast with me and makes excuses will ever enjoy my banquet. Het jy gehoor? Kom ek lees dit weer vir jou. I say to you, Jesus is speaking, and he says, no one who receives an invitation to feast with me and makes excuses will ever enjoy my banquet. Toe ek hierdie versie lees, toe besef ek die Here is besig om met ons te praat.
Die Here is besig om iets voor te berei in ons lewe en dat ek en jy gaan ons excuses een kant toe moet skuif. My kind, ek wil hê jy moet dit vir my doen. Ja, maar Here, u weet. U weet. Ek gaan 'n voorbeeld wat ek gebruik. Jare terug, pa moet my miskien help. Ek dink dit was hierso gewees of ek kan nie onthou of dit in Robertsham was en van die tannie wat gebid het vir die R5. Was in Robertsham. Ons 'n tannie wat 'n besigheid gehad het en sy was wel af. En sy vra vir die Here, Here, moet ek in hierdie kontrak ingaan? Of moet ek nie? As ek in hierdie kontrak moet ingaan, laat iemand vir my 'n R5 gee. Ek meen, hierdie is 'n skatryk vrou wat vra vir die Here dat iemand vir haar 'n R5 moet gee. Nee? Is dit min of meer reg? Is dit aan die kant om? Ek moet die R5 kry as ek dit nie moet doen nie. As ek dit nie moet doen nie. OK. Ons moet net die feite reg kry want die getuienis is belangrik. En sy sê, Here, as ek nie hierdie kontrak moet doen nie, laat iemand vir my R5 gee. Nou, dink gou 'n bietjie by jouself. Die Here sê vir jou, gaan gee vir daai skatryk ou 'n R5. Wat gaan deur jou logika hardloop? Here, daai vrou het dit nie nodig nie. Sy kan vir my R5 gee. Lang storie kort te maak, toe hulle uitstap uit die kerk uit, hardloop daar 'n persoon verby en druk die R5, ek dink dit was nog note gewees daai tyd, né? Druk 'n R5 noot in die vrou se hand en skarrel af. Gehoorsaamheid het veroorsaak dat die vrou die regte besluit maak. Iemand wat buite die logika gegaan het, gehoorsaam was aan God en iets gedoen het wat buite die normaal is. Hoeveel keer het die Here al vir my en vir jou opdragte gegee wat ons dink nie normaal is nie? En dan doen ons dit nie, want hierdie stem wat nou in my kop opgekom het, get behind me, Satan. Nee? En ons dink by onsself, dis die duiwel wat dit doen. Die duiwel gaan nooit vir jou vra om iemand te bless nie. OK? Die duiwel gaan jou nie vra om iemand te bless nie. Maar dan kom die Here en hy vra vir ons iets en dan probeer ons dit met logika uitfigure en ons probeer sin maak van dit wat die Here nou net vir my en vir jou gevra het. Die Here vra nie vir jou om te verstaan wat hy vir jou gevra het nie. Hy vra vir my en vir jou om gehoorsaam te wees aan dit wat hy gevra het. Al wat ek en jy moet doen is gehoorsaam wees. Vra vir die persoon langs jou, is jy gehoorsaam? Julle mag maar vir mekaar vra, ek hoor julle nie. Want ek dink julle is bang vir die antwoord. Ek dink julle is bang dat ek nou gaan die ander kant sê en sê ja. Nee? Is jy gehoorsaam? Ek voel so sleg nou. Ek dink daar's 'n hele paar van julle wat nou gaan wil reageer op dit wat die Here al vir julle gesê het vir 'n geruime tyd. Ek wil dit so stel. Delayed obedience is still disobedience. Delayed obedience is still disobedience. Die Here se tyd is baie belangrik. Ek meen, kom ons vat net hierdie getuienis. As hierdie vrou wat die Here nou die opdrag gegee het, gaan gee vir daai vrou nou hierdie R5. As sy gewag het tot die volgende dag, wie weet, miskien was hierdie vrou so excited oor hierdie kontrak, dat sy nou weet, die Here sê dis okay, sy met die kontrak ingaan, en sy gaan na kerk en sy gaan op haar faksmasjien. Want dit was baie lank terug. Die jong mense, die faksmasjien was 'n stukkie papier wat jy ingesit het, en dan op een of ander manier, ek dink nog steeds vandag, die faksmasjien is die beste tegnologie, dit breek my brein. Jy druk 'n papiertjie hierdie kant in, en dan, dis nie 'n shredder nie, dis hoe die telefoon maak, en dan stuur hy hom deur 'n telefoonkabel, en dan hier aan die ander kant by die persoon, dan, en lei die telefoon, en dan antwoord die faksmasjien, deur te sê,
En die ou wat hier by sy tafel sit, hoor, en hy spring op, want hier's 'n boodskap. In vandag se taal sal ons net WhatsApp, of 'n SMS, of 'n e-mail, of 'n ding. Maar daai tyd was 'n fakt. Maar okay, dis wat ek wil sê. Die vrou het miskien nou direk na die kerk was sy excited oor hierdie kontrak en sy het die faks gestuur. En dan het sy dit gemis, want iemand was ongehoorsaam. Al het daai vrou gedink, ek sal eers gaan bid daaroor. Ek sal nou eers 'n bietjie gaan vas en bid oor hierdie burden wat die Here vir my gegee het om R5 vir iemand te gee. En dan sê jy 3 dae te laat. Al kom jy met daai R5 later en sê, hoorie, so die Here het vir my gesê, ek moet vir hierdie R5 sê, en gaan sê, jammer, dit is klaar te laat, kontrak is klaar geteken. Timing is everything. Daar stap iemand langs op die sypaadjie en die Here sê vir jou, gaan na daai persoon toe en sê vir hom of haar, die Here het jou lief. En dan dink jy by jouself, ag, dit is so kliseë. Dit is so alledaags. Almal weet die Here het hulle lief. En dan sê, Here, ek sal hier so staan en bid. Here, ek bid vir daai persoon wat daar stap. Here, dat hulle nou die liefde sal ervaar. Hallo? Jy is die antwoord op jou eie gebed. Hardloop na die ou toe en sê vir hom. Want daai ou stap net daai dag, stap hy met miskien selfmoordneigings, want iets het gebeur in sy lewe, en hy voel alleen, en hy dink, dis nie meer die moeite werd om te leef nie. En al wat hy nodig gehad het om te hoor, is dat die Here weet van hom. Come on, let's listen to our King. Kom ons hou op om verskonings te maak in elke dag lewe. Moenie net wag vir Sondag om te hoor van die Here, om gehoorsaam te wees aan die Here nie. Elke liewe sekonde van die dag moet jy bewus wees dat die Heilige Gees in jou woon en dat hy hoor wat die koning sê en dat hy vir jou gaan sê, dis wat Jesus nou vir jou sê. En dat ek en jy, omdat ons hom liefhet, gehoorsaam sal wees aan sy roepstem. Gehoorsaam sal wees aan sy woord. Want almal van ons het nou vanoggend gesê, ons het die Here lief. Ek dink ons almal moet so 'n bietjie gaan die kostes bereken om te sê, is ek werklik lief vir die Here? Want die Here het nou al 20 keer met my gepraat oor 'n spesifieke ding en ek het nou al 50 keer nie geluister nie. My ore is maar toe, want ek wil doen wat ek wil doen, en ek kyk na my eie gevoelens, ek kyk na my eie emosies. Kan ek vandag vir jou sê, ek en jy is deel van 'n koninkryk wat nie bepaal word deur jou emosies nie. Ons emosies en ons gevoelens en ons omstandighede bepaal nie wie is God nie. God bly goed. God bly liefde. Dis wie hy is. Maar daar is beginsels en daar's boundaries binne in die koninkryk van God. Wanneer ek en jy ons lewe vir die Here gee en ons sê, Lord, we surrender to you, dan sê die Here, ek nooi jou in my koninkryk in. Jy is nou 'n kind, jy's 'n seun en 'n dogter van my. So, is ek en jy werklik deel van die koninkryk van God? Want ons hoor baie keer die koninkryk is 'n upside down kingdom, né? Ons dink altyd dit moet so loop. Maar dit is nie so nie, dis so. Alles word gebou op Jesus. As jy wil vorentoe beweeg in die lewe, moet jy 'n diensknegt wees. As jy wil liefde wys, dan moet jy gehoorsaam wees. Jy kan nie net sê I love you nie. Ek kan vir die res van my lewe vir Leanne sê ek is lief vir haar. Maar as ek haar nie gaan help in die huis nie, as ek nie gaan help met die kinders grootmaak nie, as ek nie gaan haar gaan kyk nie, dan wys ek nie my liefde vir haar nie. Dit gaan net woorde wees. Ja, ek gaan vir haar sê gereeld, I love you. Ek gaan nie soos daai oomie wees wat by die huis inkom en dan sit sy vrou onder die lampie en dan bestudeer hulle huweliksertifikaat en dan vra hy vir haar, wat doen jy nou? Dan sê sy nee, ek kyk net vir die vervaldatum. Nee? En dan vra hy vir haar, maar hoekom?
Dan sê sy, want jy het my nie lief nie. Dan sê hy, maar ek het jou lief. Ek het jou op ons troudag gesê, ek het jou lief. If anything changes, I'll let you know. Okay? Ons kan nie op daai beginsel werk nie. Ons moet ons woorde gebruik. Ons het nodig om te hoor. I love you. Dankie. Okay? Ons het dit nodig. Ag man, vrou, julle het nou guldige geleentheid gehad om na mekaar toe te draai en te sê, I love you. Right? Okay, hou dit net by die woorde, okay? Right. Kom ons gaan aan na vers 25 toe. Vers 25, Lukas 14, vers 25. As massive crowds followed Jesus, he turned to them and said, when you follow me as my disciple, you must put aside your father, your mother, your wife, your sisters, your brothers. It will even seem as though you hate your own life. This is the price you'll pay to be considered one of my followers. Nou, ek wil gou hier inkom. As jy nou in jou eie Bybel lees, dan sal jy sien daar sodat Jesus sê, as jy my wil volg, as jy my disipel wil wees, moet jy jou pa haat, jy moet jou ma haat, jy moet jou vrou haat, jy moet almal haat. Okay? En dan vat die wêreld dit. En jong Christene, vat hierdie versie, dan sê hulle, ek haat jou. En hulle bring disorder in die huis, want Jesus het gesê, as ek 'n disipel van hom wil wees, moet ek julle haat. Okay, as jy gaan, dis hoekom ek die Passion Translation vir jou wil lees, want hy gee so 'n bietjie 'n ander verduideliking in die Aramaic taal. Die Grieks se woordjie mesoi, so iets, beteken haat. Dit is die woordjie haat, maar wat dit beteken, wat dit beskryf is, dat ek gaan iets anders sien as minder as die ander ding. Okay? So wanneer ek die Griekse woordjie sê, misoi, lean, ek misoi, lean, dan is dit nie, ek haat jou nie. Nee, dit is, ek stel jou minder as dit wat in my lewe, wat ek nou kies, wat ek lief is. So wat die Here vir my sê, in die Aramaic woordjie, as jy die ander kant van hierdie woord kyk, dan sê hy dieselfde betekenis, dieselfde grondwoord as put aside. Dit is letterlik om te sê, hierdie goeders, hierdie mense, hierdie dinge in my lewe, is minder belangrik as Jesus. En dis wat Jesus dan nou sê vir my en vir jou. Wanneer ek en jy 'n disipel van Jesus Christus wil wees, dan moet ons die ander mense en ander dinge in ons lewe minder maak en hy moet meer word. Sê ons nie, het ons hoor ons dit nie in Johannes 3 vers 33, dat Jesus moet meer word en ek moet minder word, né? So nou kom ons in die lewe en ons kom by 'n plek en ons sê, hierdie mense is vir my belangriker as God. Kom ons bring dit na die gesin toe. Die kinders sê nie, ek haat my pa en ek haat my ma. Wat hulle eintlik moet sê is, ek sit hulle een kant toe want God is vir my belangriker. Dis nie dat jy mense haat nie, dit is God is belangriker. So die tyd wat jy saam met God spandeer moet meer wees as die mense rondom jou. Wanneer ek na my vrou kyk en wanneer my vrou na my kyk, dan kyk ons na mekaar en ons sê ons is baie lief vir mekaar, ons sit alles in ons huwelik in, ons doen ons beste, maar God kom eerste. Sy is tweede in my lewe. God is eerste. En dan het ons hierdie liefdevolle goedjies wat ons mekaar sê, you complete me. Nee, Jesus moet jou complete. Hy moet jou heel maak. En wanneer twee heeles by mekaar kom, is julle 'n magtige span in God se hand. Okay? Moenie stikkend in jou huwelik aangaan nie. Wees heel. En laat Jesus jou heel maak. Alright? Ek weet dit klink cute. Hey, you complete me, want ons het dit op Jerry Maguire se movie gekyk. En Tom Cruise het dit nou gesê, so dit moet nou nice wees. Né? Nee? Maar Jesus sê,
Ek maak jou heel. Ek is die een wat jou vol maak, wat jou genees, wat jou mens maak, wat jou ten volle ken. En daarom moet God altyd eerste in ons lewe wees. God moet eerste in jou lewe wees, nie jou werk nie. Ja, nou gaan ek hierdie Bybelversie gebruik en ek gaan vir my baas sê, ek haat jou. Jy mis die punt. As enige een van julle se baas my môre bel, is jy in die moeilikheid. Right? Dis nie wat ek sê nie. Wat ek sê is dat God moet eerste in jou lewe wees. Kom ons gaan aan. Kom ons kyk wat sê Jesus, hoe moet ek en jy disippels wees? Vers 27. Anyone who comes to me must be willing to share my cross and experience it as his own, or he cannot be considered to be my disciple. So don't follow me without considering what it will cost you. En ek wil vandag vir jou mooi vra. Moenie nou dink, ja, hierdie woord is te swaar. Ek kan nie hierdie ding doen nie. Ek gaan nie God kan volg nie. It's too big. Die koste is te veel. Ek wil vir jou sê, die prys wat ek en jy hier op aarde betaal om 'n volgeling van Jesus te wees, is maar 'n fraksie van die prys wat mense gaan betaal die ewigheid in as hulle in die hel beland, as omdat hulle nie 'n keuse gemaak het vir Jesus nie. Ek betaal liewerste nou die prys en voel dit aan my vleis as wat ek vir ewig in gees in die hel moet wees. En vir ewig geëet word deur wurms. En vir ewig my tande kners. Julle weet hoe voel dit met sensitiewe tande. Die hel is nie lekker nie. Moenie na Freddie Mercury luister, wat dink dit is een of amazing partytjie wat daar gaan wees, en ons gaan soveel drink en soveel... Hallo? Daar's niks in die hel, behalwe wurms, vuur, en tande wat kners, en alleenheid van God. En dan dink ons, ja, ons maak grappies ook nog met mekaar. En dan sê ons vir mense, go to hell. Dan sê ja, I'll get you there. Wat praat ons? Bereken die koste in jou lewe. Wees lig vir die wêreld. Wees lewe daar waar God jou geplaas het. Bereken die koste, en ek wil vir jou sê, die koste wat ek en jy gaan betaal hier op aarde vir Jesus, is die beste prys wat ons ooit sal betaal. Want ons sal vir ewig saam met hom wees. Hoekom? Want deur ons gehoorsaamheid aan ons koning, bewys ons liefde. Is jy bereid om die verskonings eenkant toe te skuif? Kom ek verander die woorde so 'n bietjie. Kom ek verander die titel 'n bietjie van hierdie preek. In plaas daarvan om te sê, bereken die koste, kom ons sê liewerste, no more excuses. Kan ons vir mekaar dan vandag in die oë kyk en sê, ek gaan minder excuses gee. Ek kan nie kerk toe gaan nie, is koud. Ek kan nie kerk toe gaan nie, dit reën. Ek kan nie kerk toe gaan nie, die son skyn. Ons moet nou see toe. Ons moet nou wasgoed was. Klomp verskonings. Maar jou hartklop om God te soek, moet meer wees as enigiets anders. Een van die foute wat ek al in my lewe gemaak het, is, ek spandeer tyd met die Here, en my foon sal daar musiek speel, praise and worship musiek, en ek bid, en dan sal my foon lui. Hoe weet ek, want die musiek het opgehou speel? Dan gaan ek na my foon toe, want ek wil nou, en dan sien ek dis hierdie persoon, en dan antwoord ek gaga. En dan sê die persoon, "Jesus, weet jy, maar ek is nou daar by jou, kan ek nie asseblief gou kom koffie drink nie? Ek moet gou gedringend met jou praat." As dit soos, en dan het ek al in die verlede gesê, "Yes, nee, kyk, kom ons doen dit. Kry by die kantoor." En dan kom die persoon by my aan, die dringende gesprek wat ek verwag, is maar net 'n gesprek van, "Yes, hierdie week was nogals lekker, né?
Ja, Sondag was al so lekker atmosfeer in die kerk en jy weet dit was so lekker en so hoe gaan dit verder met jou en tydjies okay, ek moet nou ry, ek moet gou waar's die dringendheid? Ek het nou net alles opgegee want jy's dringend. Jy het 'n krisis. Julle hoor wat ek sê. En toe het ek net besluit, no way. As ek besig is met die Here, is ek besig met die Here. My foon kan lui soveel hy wil. So as jy my nie kry nie, is dit een van twee dinge. Of ek is weg van my foon af, of ek is besig met die Here. Of ek is besig in 'n gesprek met iemand. Want dis een ding wat ek ook probeer leer. Dis wanneer ek met iemand praat, antwoord ek nie my foon nie. Want my tyd nou saam met jou is belangrik. OK? Dit werk nie altyd nie. Ons werk daaraan, né? OK, kom ons kom terug by vers 29. Kom ons lees vers 28 weer. So don't follow me without considering what it will cost you. For who would construct a house before first sitting down to estimate the cost to complete it? Otherwise, he may lay the foundation and not be able to finish. The neighbors will ridicule him, saying, look at him, he started to build but couldn't complete it. Have you ever heard of a commander who goes out to war without first sitting down with strategic planning to determine the strength of his army to win the war against a stronger opponent? If he knows he doesn't stand a chance of winning the war, the wise commander will send out delegates to ask for the terms of peace. Vers 33. Likewise, unless you surrender all to me, giving up all you possess, you cannot be one of my disciples. Ek herinner myself aan die storie van die ryk jong man wat na Jesus toe gekom het en gesê het, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê, gaan verkoop alles en volg my. En hy het hartseer weggestap. Wat gaan ek en jy doen as die Here vandag vir jou sê om iets waardevols van jou vir iemand anders net te gee sodat jy gehoorsaam kan wees aan sy woord? Dink net 'n bietjie daaroor. Waar is die kondisie van ons hart? Vers 34. Salt is good for seasoning. But if salt were to lose its flavor, how could it ever be restored? It will never be useful again, not even fit for the soil or the manure pile. If you have ears opened by the Spirit, then hear the meaning of what I have said and apply it to yourselves. Hierdie gedeelte maak dit baie duidelik. Daar is 'n prys om te betaal om Jesus te volg. Van julle het vriende verloor, van ons het besittings verloor, van ons het werk verloor, van ons het familie verloor, vriende verloor. Daar's baie dinge wat ons al verloor het in die lewe as gevolg van die feit dat ons Jesus Christus volg. Van julle het status verloor, van julle het julle rykdom miskien verloor. Wat ook al die prys is wat jy moes betaal om Jesus Christus te volg en gehoorsaam te wees aan hom, is die mees belangrikste ding wat ons ooit in ons lewe sal kan doen. Johannes 12 vers 25. New Living Translation, hy sê, those who love their life in this world will lose it. Those who care nothing for their life in this world will keep it for eternity. Anyone who wants to serve me must follow me, because my servants must be where I am. And the Father will honor anyone who serves me. Now my soul is deeply troubled. Luister mooi na hierdie volgende woorde. Should I pray, Father, save me from this hour? Dis net voor Jesus gevange geneem is. Hy sê, should I pray, Father, save me from this hour? Hy sê, but this is the very reason I came. Father, bring glory to your name. Jesus is in die tuin van Getsemane. Hy is so benoud oor dit wat voor hom lê. Want hy weet wat nou gaan kom. En hy weet hy moet sy lewe neerlê. Hy weet hy gaan nou sterf.
En hy bid en hy sê, Here, as dit moontlik is, laat hierdie beker verby my gaan. Maar nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Jesus het die prys betaal met sy lewe en gehoorsaam gebly aan die Vader. Want die Vader het gesien mense wat hom nodig het. En hy het geweet, die enigste manier om hulle te verlos is om 'n vlekkelose lam, Jesus, te stuur na hulle toe, sodat hy geoffer kan word vir hulle, sodat hulle versoen kan word met my. En Jesus kom as offer. Dis die rede hoekom hy kom. En dan sê hy, moet ek bid? Should I pray, Father, save me from this hour? Save me from this hour. I say, no, but this is the very reason I came. Dis die prys wat ek kom betaal het vir die mens. En net so kan ek en jy vandag, omdat die Heilige Gees in ons woon en ons die vermoë het van die Heilige Gees, die krag het van die Heilige Gees, kan ons met dieselfde attitude kom. En die Bybel sê we need to have the same attitude as Jesus. Kan ons met dieselfde houding kom en dieselfde attitude sê, Here, kom verlos ons van hierdie benoudheid, want ek moet nou oor die pad stap en ek moet vir daai persoon sê, die Here het jou lief. So Here, wil U nie hierdie opdrag net kom wegvat nie. No, it's the very reason we serve God, to be witnesses. That's why we have the Holy Spirit within us, to be witnesses. En julle sal getuies word, wanneer die krag van die Heilige Gees oor julle kom. Jesus het nie gesê, en jy sal 'n profeet word wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Jy sal 'n evangelis word as die Heilige Gees oor jou kom. Jy sal 'n pastoor word as die Heilige Gees oor jou kom. Jy sal 'n gawe hê in jou en jy sal bekend staan as die persoon wat vir blindes bid en vir siekes bid en hulle sal gesond word. Jesus het nie gesê, die Heilige Gees sal oor jou kom en jy sal net operate in die gawes nie. Die myn doel, hoekom die Heilige Gees oor ons gekom het, is om 'n getuie te wees. En dit is juis waar die vyand ons die meeste aanval, in ons logika, in ons denke. Wanneer die Here vir jou sê, gaan wees 'n witness, gaan wees 'n getuie, dan begin ons dit uitredeneer in logika, en ons probeer dit uitredeneer van, hoekom ek dit nie nou moet doen nie. Ek vra weer die vraag, wie van julle is lief vir die Here? So 'n bietjie minder hande wat opgaan. So, wie van ons is lief vir die Here? Ek wil al twee hande opsteek, want ek wil sê, Here, ek wil 'n dienskneg wees in U koninkryk. Ek wil doen wat die Here vir my sê om te doen. As die Here vir my sê, ek moet vir iemand gaan gee, dat ek sal kan gaan gee. Want ek het nou net gesê, Jesus het nou net gesê, jy kan net my volg, unless you surrender all to me. Giving up all you possess. Jou kar wat jy ry is nie joune nie. Jou salaris wat jy kry is nie joune nie. As kind van God behoort alles aan hom. En God kan sy resources rondskuif soos hy wil. Hoekom het ek dit gesê? Ons kan dit nie meer hoor nie. Ons het nou gehoor wat die Here sê. So wanneer die Here nou na ons toe kom en sê, daai R100 wat in jou sak is, wat jy eintlik in jou sak gesit het, om melk en brood te gaan koop daar by Food Lovers, of Checkers, of waar ook al jy is, daai R100, jy weet, is nie eintlik vir jou melk en brood nie, daai R100 is vir daai persoon wat jy nou en daar gaan sien. Here, ek gaan nie sien nie, ek loop, ek weet waar Food Lovers is, Food Lovers is hier ergens, my oë was 'n bietjie oop. My vrou stres altyd as ek hier afkom.
En ons hou ons oë toe, want ek wil nou iewesklik nie sien nie, ek wil nou nie hoor nie, nee. Ons doen al die dinge om net nie te hoor wat die Here nou vir ons sê nie, ons wil net nie doen wat die Here nou vir ons gesê het, ons, Here, hoekom? Ek het nou net daai R100 gekry. Laat my dink aan Rodney Howard-Browne. Hy was by 'n conference en hy vertel hoe iemand vir hom bel en sê, pastoor, ek het nou net 'n 18-wheeler trok daar in julle kerk se parkeerarea gesit, die sleutel is bo in die visor, dis julle sin. Hy sê, prys die Here, klim op sy foon en bel die volgende, hy sê, hoor hierso, ek weet ons het nou die dag vir jou gebid vir 'n trok, ek het vir jou een, gaan haal hom in die parkeerarea. Soms is ek en jy net die middelman van dit wat die Here wil doen. Ons moet ons mindsets begin verander. Want dit wat ons het, is nie regtig ons nie. Ons is deel van 'n koninkryk. Ons behoort aan die koninkryk van God. Ons behoort aan ons koning. En as ons koning sê, bring die oes in, dan bring ons die oes in. As die koning sê, ek het jou huis nodig, dan, with all means, bereik my huis. Is ons bereid dat alles wat ons het vir die Here te gee? Kom ons gaan aan. Ek wil kom by die punchline. Ek wil hierdie hele stuk vir jou lees. 2 Samuel 24. Spring gou saam met my daar in die Bybel in. As jy die Bybel het, sê prys Jesus. As jy die skrif het, sê prys Jesus. Right, van julle is op YouVersion, julle is dadelik daar soos maar die van julle wat blaai gaga, ek wil hê julle moet saam met my hierdie lees. Ek wil hê julle moet saam met my sien. 2 Samuel 24 vers 18. Het jy hom? That day Gad came to David and said to him. Nou Gad was 'n profeet en God het vir hom 'n boodskap gegee vir Dawid. Hy sê, go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Araunah the Jebusite. So David went up to do what the Lord had commanded him. When Araunah saw the king and his men coming toward him, ek wil hê jy moet hierdie prentjie nou in jou kop hê van koning en iemand wat in die koninkryk woon. Okay? Hy woon net in die koninkryk, hy het grond in die koninkryk. Dis sy grond. Dis sy oes, dis sy diere, dis syne, maar hy's in die koninkryk. Vers 20, when Araunah saw the king and his men coming toward him, he came and bowed before the king with his face to the ground. Why have you come, my lord the king? Araunah asked. David replied, I have come to buy your threshing floor and to build an altar to the Lord there so that ye will stop the plague. Alright, ek moet gou so 'n bietjie backtrack. David het prideful geraak en hy het 'n sensus gehou in die land wat nie reg was nie, want hy wou weet hoeveel mense is in die land sodat hy goed kan voel oor sy koninkryk. En as gevolg van daai sonde kom die profeet Gad na hom toe en hy sê die Here sê jy het 3 keuses. En hy gee vir hom die 3 keuses. En hy sê laat die Here doen wat die Here wil doen, moet ons net nie in die hand van die mens los nie. En die Here stuur 'n plaag, 'n plague. En 70,000 mense gaan dood. As gevolg van die sonde van Dawid. En Dawid val voor die Here en hy sê, Here, dis nie die mense se skuld nie, dis my skuld. Sê vir my wat moet ek doen? En die profeet kom na Dawid toe en hy sê, okay, jy moet na daai ou se grond toe gaan, na die threshing floor. Nou die threshing floor was 'n oop stuk grond waar hulle die koring neergelê het en dan het hulle die koring gestamp daarso en hulle het voorberei. Dit was die threshing floor. Dis 'n baie belangrike deel in ons lewens, is die threshing floor, want ons almal kom eventually by 'n threshing floor waar die kaf van die koring geskei word.
Okay. So hier is Dawid by hierdie man, hy's koning en hierdie ou vra vir hom, wat doen u? En hy sê ek het gekom om hierdie threshing floor te koop en ons gaan 'n altaar bou vir die Here. Vers 22. Take it, my lord the king, and use it as you wish. Hierdie is 'n nice dienskneg. Hy sê, Here, vat my grond. Dawid, vat my grond. Koning, vat my grond en doen wat jy moet doen. It's yours. And use it as you wish. Araunah said to David, here are oxen for the burnt offering, and you can use the threshing boards and the ox yokes for wood to build a fire on the altar. Ek meen, hierdie ou gee sy hele besigheid op. Imagine gou. Besigheidsmanne en vroue, kom ek praat gou met julle. Kom ons kyk my in my oë. Nee? As die Here na jou toe kom en sê ek wil 'n altaar bou daar by jou, is jy bereid om jou hele besigheid te gee? Daar's die grond, hier's my diere, hier's my karre. En gebruik sommer die tools om vuur te maak. Dis season. Alles is season. Gebruik dit. Ek sien nie dat hierdie man gesê het, is koning Dawid, ek dink ons moet gou eers 'n bietjie mooi dink hieroor. My grond is baie nice en alles, en is hier op die heuwel, maar as jy 'n altaar wil bou, my buurman, hy het baie nice grond, en hy het lanklaas geboer, ek dink ons 'n bietjie issues by sy huis. Hierdie ou sê nee, ek is besig om te ploeg, ek is besig om voor te berei, ek is besig met my besigheid. Hy sê, koning, net wat u wil, take it, net wat u wil. Koning Dawid sê die volgende, hy sê vers 23, I will give it all, dis Araunah wat praat, hy sê, I will give it all to you, your majesty, and may the Lord your God accept your sacrifice. Ek dink gou mooi, wie's die een wat eintlik sacrifice? Hierdie boer is besig om alles te sacrifice, sodat die koning kan sacrifice, sodat hy 'n altaar kan bou en dit in die gees kan regkry. Baie keer doen ek en jy goed in die vlees wat 'n impak het in die gees, wat ons weer in die gees, as ons dit daar regkry, wat weer 'n impak het in die vlees. Maar ek en jy wil alles altyd net in die vlees uitsorteer. As ons dit net hier kan uitsorteer, as ek net my bankrekening kan regkry, as ek net my budget kan regkry, as ek net die prys kan afkry met die ou wat ek nou hierdie goed voor wil koop. As ek net kan onderhandel, kan alles beter wees. Nee, if you release everything in obedience to God, the atmosphere will change. The spiritual realm will change, and it will have a good impact not only on your house, but on the rest of the community. Ek hoop van julle het gehoor wat die Here nou sê. Vers 23, I will give it all, your majesty, and may the Lord your God accept your sacrifice. Vers 24, luister wat doen Dawid. But the king replied to Araunah, no, I insist on buying it, for I will not present burnt offerings to the Lord my God that have cost me nothing. Ek kry so 'n hoendervleis soos ek nou hier staan. As ek en jy net die houding kan inslaan wat koning Dawid ingeslaan het, ek meen hierdie koning kry alles verniet. Al wat hy moet doen is sê, baie dankie, ek is after all die koning, jy het geoffer, baie dankie, poef, en hy doen die offer. Ek dink, die Here het meer gesien in sy offer, omdat hy 'n prys betaal het daarvoor. Want die volk het die prys betaal. En Dawid kom en sê, ek sal nie aan God offer, as dit nie my 'n prys gekos het nie. David paid him 50 pieces of silver
for the threshing floor and the oxen. Ek het so 'n bietjie gaan kyk gister. Dis omtrent so 570 gram silwer. In vandag se tyd is dit so om en by R10,000. Afhangende van wat dit fluctuate, né? Op en af. R10,000. Nie baie nie. Vir koning Dawid. Nie baie nie. Maar hy het 'n prys betaal. Hy het dit nie verniet gevat nie. En al wat die Here vra is, bring wat jy het. Bring wat jy het. Bring jou lewe. Romeine 12 vers 1 sê, kom ek lees dit vir julle. Romeine 12 vers 1. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice. Jou liggaam, jy as mens, moet 'n heilige, lewendige offer wees vir die Here. Hoor mooi wat sê Paulus. Hy sê the kind he will find acceptable. This is truly the way to worship Him. This is truly the way to worship God, is by giving ourselves as living sacrifices. Om God te dien kos 'n prys. Punt. Ek en jy gaan 'n prys betaal. Die Here Jesus sê vir sy disippels, julle gaan persecution kry, van julle gaan doodgemaak word, van julle gaan leef, van julle gaan in die tronk gegooi word. Daar gaan persecution wees, dit is nou maar hoe dit is. Die duiwel hou nie van die feit dat ek en jy God dien nie. En daarom is gebed so belangrik in ons lewens. Ons kan nie meer excuses maak om te sê ek gaan nie nou bid nie. Ek spandeer nou tyd met my vrou. Ek spandeer nou tyd met my kinders. Ek spandeer nou tyd met my man. Ons gaan nou na hierdie braai toe, so ek kan nie nou bid nie. Jesse Duplantis verduidelik in sy een DVD, The Encounters of the God Kind, praat hy en hy sê, hy word uitgenooi om te gaan bedien by 'n groot conference, en hy in die hotel, en die pastoor nooi hom vir ete. Oorkant die hotel is daar 'n nice restaurant wat die lekkerste steaks het. En ek gaan nou nie uitbrei nie, maar hy gaan toe na hierdie ete toe, en hulle sit daar so, en die waiters kom sit daai steak en daai kos so voor hom neer. En hy sê daai steak is warm, die stoom kom nog so uit hom uit, die sous is net amazing, dit ruik net amazing. En hy hoor die stem van die Here sê, go to your hotel room, I want to see you. Pastoor, kry vir my 'n doggy bag, I need to go. Nie, I need to go because God has called me to my room and net, sorry guys, I have to go. Can you take this in a doggy bag? Thanks. En hy staan op en hy loop en hy gaan na sy kamer toe. En hy sê hy gaan kniel op sy kamervloer, op sy hotelkamervloer, en hy gaan kniel daar en hy sê, Lord, what do you need? What do you want? En hy sê in een oomblik ruk die Here hom in die hemel in. En hy het hierdie amazing experience, en hy verduidelik wat hy alles experience het in die hemel. Wat vir hom gevoel het soos ure in die hemel, was soos 'n paar minute onder in die, of wat vir hom gevoel het soos 'n paar minute in die hemel, het was ure in sy kantoor, in sy hotelkamer. En hy sê, toe hy wakker word, toe maak hy klaar, en dis aand, en hy moet na die conference toe gaan. En hy sê, toe hy op die verhoog stap, en hy sê, God is here. Toe val daai hele plek onder die krag van die Here. Hy sê, hy het later maar op die trappies gaan sit, en kyk wat die Here doen. Hy sê, because he experienced the presence of God, because he was obedient to his voice. My vraag aan jou en my is,
As die wêreld die sogenaamde styk voor jou kom neersit. As hy die plesiere van die lewe voor jou kom neersit en die Here roep vir my en vir jou, wat gaan ons excuse wees? Wat gaan ons antwoord wees? Het ek en jy die koste bereken? Staan saam met my. Ek wil vanmôre kom en ek wil dit profeties aan jou verklaar vanoggend. Die Here Jesus Christus, God die Vader en die Heilige Gees kom vandag met 'n uitnodiging na ons almal. En hy sê vir ons, kom na my fees toe. Kom na my tafel toe. Terwyl ek hierdie week dit voorberei, die Here so met my gepraat en daar's seker goed in my lewe wat ek moes verander in my gedagtes, wat ek moes sê, Here vergewe my vir dit en jammer vir dit en ag Here help my volgende keer in die situasie. En ek moes introspeksie neem van my eie lewe. Want dit is maklik om hier te kom staan en te sê, dis wat die Here sê en nee, ek beleef dit eers altyd in my eie lewe, dit wat ons bedien. So ek kom staan nie vanoggend hier by julle en ek sê vir julle, dis wat julle moet doen nie. Nee, dis iets wat ek al reeds nou in hierdie week in my eie lewe moes regkry. Dit is nie maklik nie. Dis nie so maklik altyd nie. Maar nadat ek deur hierdie proses beweeg het en nadat ek die skrif gelees het, is ek so gemotiveerd om te sê, Here, ek gaan en ek wil gehoorsaam wees aan u roepstem. Heilige Gees, help my. Geef vir my die boldness, geef vir my die courage. Want is dit nie wat God vir Joshua gesê het nie? Is dit nie wat hy vir Gideon gesê het nie? Toe hy hulle roep vir die onmoontlike, toe sê die Here vir hulle, be full of courage and boldness. Be full of courage and boldness. En ek wil vanmôre dit uit in my woorde vir julle uiter vanoggend en sê, be full of courage and be full of boldness. Wees gehoorsaam aan die roepstem van die Here. Wees gehoorsaam aan die uitnodiging wat die Here vandag vir jou en vir my gee. En dan wil ek hierdie waarskuwing weer net bevestig. No one who receives an invitation to feast with me and makes excuses will ever enjoy my banquet. Ek weet dit was nou miskien vir ligtelike boodskap in sekere stadiums. Maar eintlik is hierdie boodskap 'n swaar, gewigtige woord van die Here vir my en vir jou vandag. En ek wens, hier was nog meer mense om dit te hoor. Ek wens die stoele was vol mense gepak sodat daar meer mense hierdie boodskap kan hoor om te sê, daar's 'n prys wat ek en jy moet betaal. Maar die prys wat ons gaan betaal, gaan die moeite werd wees. Want ons gaan die reward kry op die einde van die dag. If we get the reward now, we won't get the reward in heaven. So ek wil liewerste die reward in heaven hê as wat ek vandag die reward kry. En ek wil hê niemand moet na die tyd na my toe kom en vir my sê, "Dis pastoor, dit was 'n diep boodskap. Dit was 'n mooi boodskap en ja, die Here het so met my gepraat." Nee, niks sulke goed. Ek en jy moet net fokus op ons koning. Ons moet net fokus op ons koning, want hy is die een wat al die eer moet kry. So as die Here vandag met jou gepraat het, gaan na die Here toe en sê, Here, dankie. Dankie dat ek u stem kon hoor vandag. En dis al wat my gebed is. Dis dat ons moet agslaan op God se stem. En dat ons sal doen dit wat die Here vir ons sê om te doen. Jong mense, tieners, julle meer as enige een van ons. Ek weet julle het baie challenges en julle gaan deur baie dinge by die skool en julle beleef so baie goeters wat ons volwassenes nie miskien altyd verstaan nie.
Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy gaan agslaan op God se roepstem, as jy gaan sy uitnodiging gaan vat en sê, Here, ek gaan U volg met alles wat binne my is, gaan jy 'n lewe beleef wat ver meer beter is as dit wat ons miskien al ooit gehad het. Because we are called for a time such as this. Dis hoekom ons nou leef. Want God het geweet, hy gaan elkeen van ons nodig hê om die boodskap van die goeie nuus te gaan verkondig aan mense daar buite. Ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak hoe oud jy is nie. Jy het nog steeds 'n doel om 'n getuie te wees vir Jesus Christus. Maak nie saak hoe jonk jy is nie. Jy het nog steeds 'n doel om 'n getuie vir Jesus Christus te wees. Here, ons staan vandag voor U. Here, ek wil vandag vir U kom vra, Koning Jesus. Ons wil nie net in die lewe ontvang nie. Want ons het dit vir baie jare so gedoen. Here, gee vir ons dit. Here, voorsien vir ons dit. Here, antwoord my gebed hierop. Here, doen dit. Here, doen dat. Here, en ons vra net en ons wil net hê. En ons het so consumers geraak van U liefde. Here, dankie dat U ons net weer vandag kom herinner dat U is God. Dat U is koning. En dat daar is nie 'n demokrasie in U koninkryk nie. Dis U heerskappy. En as U woord sê dis ja, dan is dit ja. As U woord sê dis nee, dan is dit nee. En Here, ons wil vandag kom vra, kom vergewe ons ongehoorsaamheid. Vergewe ons, Here, dat ons baie keer U stem in ons harte kom stil maak het, want ons is bang vir wat mense van ons dink. Here, vergewe vir ons vir al die kere wat ons nie gereageer het in gehoorsaamheid nie. Nou Here, nadat ons vandag se boodskap gehoor het, wil ons kom sê, Here, ons wil nie meer verskonings maak nie. Ons wil gehoorsaam wees aan U stem. En so bid ek nou vir elkeen wat my stem hoor, dat U elkeen van ons sal kom toevou met U krag, met U heerlikheid. Dankie Heilige Gees dat ons nie alleen is nie, en al is die opdrag wat die Here ons gee, maak dit ons skrikkerig, dit maak ons bietjie bang, Here, want Here, ons weet nie wat die onbekende vir ons inhou nie, en ons is nie gewoond miskien daaraan nie, maar Here, dankie dat U ons karakter kom stretch. Dankie dat ons kan groei. Dankie dat ons kan kom by volwassenheid. Dankie Here dat ons U roepstem kan hoor. En Here, dat ons gehoorsaam sal wees soos Dawid en sal sê, Here, ons is hier om die prys te betaal, want ons wil U honor. Ons wil U eer met alles wat binne ons is. Mag U naam verheerlik word. En Here, soos wat ons hierdie week ingaan, Heilige Gees, dat U ons sal lei, en dat ons gehoorsaam sal wees, en deur ons gehoorsaamheid, ons liefde aan die Here sal bewys. Dis my gebed in Jesus naam.